Joshua, hoofstuk 2. En Joshua, die seun van Nun, het uit Sittim 2 manne in die geheim gestuur om die land te verken met die woorde: Julle moet Jerigo en die land gaan bekyk. Toe het hulle vertrek en oorgeslaap in die huis van Rahab, die prostituut. Daar is 'n boodskap aan die koning van Jerigo gebring. Daar het Israelitiese manne hier na Jerigo toe gekom om dit te verken. Daarop het die koning van Jerigo 'n boodskap aan Rahab gestuur. Daardie manne wat by jou huis aangekom het, moet jy uitlewer, want hulle is hier om die land te verken. Rahab het egter die 2 manne weggesteek en geantwoord: Hier het wel manne na my toe gekom, maar ek het nie geweet van waar hulle is nie. Met die tyd dat die poorte net voor donker gesluit moes word, het die manne vertrek. As jy hulle nou dadelik agterna sit, sal jy hulle kan inhaal. Sy het egter die 2 na die dak toe laat opklim en hulle daar onder die vlas, wat op die dak van haar huis oopgegooi was, laat wegkruip. Toe het die manne hulle in die rigting van die Jordaan, na die kant van die druwe, agterna gesit. Die poort van die stad is dadelik gesluit nadat die agtervolgers vertrek het. En net voor slapenstyd het sy na die manne op die dak opgeklim. Toe sê sy vir die manne: As daar nou een ding is wat ek weet, is dit dat die land deur die Here aan julle gegee is en dat ons almal baie bang is. Daar is nie een inwoner van die land wat nie sidder van vrees nie. Die berigte het ons ore bereik van hoe die Rietsee deur die Here voor julle opgedroog is toe julle uit Egipte getrek het. Ons het ook gehoor wat julle alles aan die 2 Amoritiese konings, Sihon en Og, aan die ander kant van die Jordaan gedoen het, en hoe julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons al die dinge hoor, het vrees ons harte beetgepak, en daar is niemand wat die moed het om teen julle op te staan nie. In elk geval is die Here julle God, God daarbo in die hemel en hieronder op die aarde. Ek wil hê dat julle by die Here sal sweer, dat julle aan my familie genade sal bewys, soos ek aan julle genade bewys het. Ek soek die versekering dat julle die lewens van my pa, my ma, my broers, my susters en die res van die mense wat by hulle hoort sal spaar en van die dood red. En die manne het haar geantwoord: Ons verseker jou dat ons eerder in julle plek sal sterf, maar dan mag niemand iets van hierdie saak weet nie. Die dag wanneer die Here die land vir ons gee, sal ons trou en guns aan jou bewys. Haar huis was in die stadsmuur ingebou. Toe het sy 'n stuk tou gevat en hulle deur die venster na buite laat afsak. Toe sê sy vir hulle: Julle moet vinnig na die bergwêreld toe vlug, voordat julle agtervolgers op julle afkom. Bly daar vir 3 dae, totdat hulle omgedraai en teruggekom het. Wanneer hulle dit gedoen het, kan julle verder gaan. Daarop het die manne vir haar gesê: Die eed wat ons aan jou gemaak het, sal ons nakom. Jy moet hierdie rooi tou waarmee jy ons deur die venster laat afsak het, aan jou venster vasmaak op die dag wanneer ons die land binnekom. Sorg ook dat jou pa, ma, broers en die res van jou familie saam met jou in hierdie huis is. Wanneer enige een van hulle buite die deur van jou huis sterf, sal dit sy eie skuld wees. Ons sal geen blame daarvoor dra nie. Ons dra egter die verantwoordelikheid van enige iemand wat in jou huis doodgemaak word. Ons sal egter ook vry wees van hierdie eed wat jy ons laat sweer het, indien jy aan enige iemand anders van hierdie saak vertel. En sy sê: Laat dit wees soos julle gesê het. Toe stuur sy hulle weg. Daarna het sy die stuk rooi tou aan die venster vasgemaak. Hulle het na die bergwêreld gegaan en vir 3 dae daar geskuil, totdat hulle agtervolgers omgedraai het. Die agtervolgers het hulle oral langs die pad gesoek, maar kon hulle nie vind nie. Daarna het die 2 manne uit die bergwêreld afgegaan na Joshua, die seun van Nun. Hulle het hom alles vertel wat gebeur het, en hulle het vir Joshua gesê: Die land is definitief deur die Here aan ons gegee, want al die inwoners van die land is met vrees vir ons gevul.